Goeienaand julle, welkom terug. Ons is maar dun gesaai in die koue weer vandag, maar is lekker om julle hier te hê. Ons het 'n nuwe lid online wat ons bietjie gaan join. Sy naam is Ulrich. Welkom Ulrich. Ek sien jy het vandag jou Bybel in praktyk gekry. So hoop jy geniet dit verder saam met ons. Goed, ons maak ons weg. Dankie Here vir die koel weer hier in Mosselbaai, vir die reuk van skoon afgewas, stof afgewas, die diertjies fluit en almal voel net bietjie lig. Here, maar saam met dit is daar soveel swaar kry daar buite, soveel mense wat siek is of wat hartseer is of wat alleen is. Gelukkig weet ons U is daar vir hulle, maar dan wil ons ook net dankie sê vir al die mense wat jubel en juig, almal wat uitsien vir nuwe dinge, vir nuwe gebeure, nuwe lewensstappies. Dankie vir 'n ou klein katjie van 5 weke oud wat hier by ons is. Dankie vir mense wat genoeg omgee om ook U hande en U melkies daar te wees. Dankie vir al hierdie mense wat 'n uur in hulle week afstaan om by U voete te kom rus vind. Maak hulle asseblief vol, sodat hulle genoeg het om weer vir 'n week vir ander mense uit te deel. Dankie vir al die liefde. Amen. Goed, so as julle 'n katjie hoor kerm, dan weet julle hy is honger. Stefanie, dan moet jy maar melk gee. Okay, so vanaand is, mens kry ons gewoonlik in ons dat jy 'n laer graad, 'n standaard graad en 'n hoër graad gekry. Julle ken nou nie dit nie, maar vanaand is ekstra hoër graad. Okay, so as julle wakker, dis hoekom die deur waarwyd oop is. Julle mag nie slaap. Okay. As jy vanaand se stukkie snap, dan gaan niemand om die braaivleis hier vir jou nonsens vertel. Okay? As jy vanaand se stukkie nie snap nie, kan jy baie maklik in 'n ander kerk beland, omdat iemand vir jou iets gesê het en jy het gedink het hulle praat die waarheid. Ek sê dit want daar is al soveel kerke gestig, of mense afvallig geword van die Bybel as gevolg van vanaand se lesie. So is daar iets wat jy nie verstaan nie, vra en vra weer en vra weer. Goed, so julle sal nou sien, daai stukkie op bladsy 1 wat in die wolkie is, wat ek daar so in 'n wolkie gesit het. Hy lees so: hoe nuuter die vertaling wat jy lees, hoe ouer is die bronne waarop dit gebaseer is. Okay? So die vertaling beteken die Bybel. As jy voor in jou Bybel kyk, dan staan die jaargetal daar van watse Bybel jy lees. Okay? So voor in die Bybelpraktyk, so op die 4de, 5de bladsy, net langs die inhoudsopgawe, sal julle sien, daar in die middel is daar so daai C-tekentjie van copyright. Langs dit staan aanhalings uit hierdie Bybel in Afrikaans, 1983 vertaal. Okay, so hierdie Bybel in praktyk, en meeste van julle se gewone Bybels by julle huise, sal die 83 vertalings wees. Maar julle ouma grootjies, en miskien nog julle oumas, het uit die vroeër vertaling gelees. Hy het baie diep Afrikaanse woorde in, wat julle as julle dit lees, gaan julle nie regtig weet wat daar verstaan nie. Dis daai erge Afrikaans. Die selfe stories in, hy het net bietjie ander, dieper Afrikaanse. So hom noem ons die 1933 vertaling. Sien julle daar bo, ek het vir julle geskryf. So, daar is kerke wat net uit daai 33-53 vertaling lees. Want hulle sê, hierdie Bybel wat ons hier het van die goed uit daai ou Bybel gaan uithaal. Dis nou nie meer in die Bybel nie, dis hoekom hulle nie hierdie Bybels lees. Julle het dit al geweet. Okay? So ek gaan vandag vir julle sê, hoekom daar stukkies uit hierdie Bybel uit is. Waar in hierdie Bybel staan dit self vir jou, hoekom dit uit is. En wat die verskille is. Sodat jy as iemand weer vir jou so nonsens storie sê, vir hulle sê, dis nie wat dit is nie, dan vertel jy hulle die waarheid. Okay. So, Annika, as ek vir jou sê,
as jy nou in die hemel kom en jy kry 'n Bybel om te lees, in watse taal dink jy sal daai Bybel wees? Taal, soos my taal. Ja, watse taal? Afrikaans. Okay, en jy, Stefanie? Ja, ek dink is die taal wat jy verstaan. Okay, taal wat jy sal verstaan. Jolandi? Ja, groot, die taal wat verstaan ons Afrikaans. Ja. So as jy nou in die hemel kom en jy kan net Afrikaans en Engels praat en liewe Jesus gee vir jou Griekse Bybel, dink jy dit gaan vir jou sin maak? Nee. Okay. So, was die oorspronklike Bybels dink julle in Afrikaans en Engels geskryf? Nee, want dan sou die mense wat in Jerusalem gebly het, dit nie kon verstaan nie. Okay? So ons gaan so 'n bietjie oor tale praat vanaand en waar die Bybel vandaan gekom het. Sodat as iemand weer vir jou sê, my 1933 Bybel is die enigste regte Bybel. Dan sê hy vir, dit die Bybel wat bestaan het in Jesus se tyd. Gaan hy vir jou sê, Sê hy, het Jesus Afrikaans of Engels gepraat? Nee. Die oorspronklike vertaling van die Bybel is nie Afrikaans of Engels of 83 of New King James. Okay? Dis alles vertalings sodat ons dit kan verstaan. Net soos jy om in Zulu kry of in Xhosa of in Sotho. Kyk, daar's baie verskillende tale. So, hierdie lyk nou na Griekse woorde wat julle hier sien. So ek gaan hulle ook nie uitspel nie, julle kan hulle daar lees. Maar ons goed vandag gaan oor weglatings en byvoegings tussen verskillende Bybelvertalings. Okay. So, daar het ek vir julle nakies gesê. Gustav, ek dink as jy net daai goed. So, as jy kyk, ons ken nou maar die 33-53 vertaling. Kyk, dit is 'n Afrikaansie. Dan ken ons die 83 vertaling, dis dieselfde as wat in jou Bybel in praktyk is. Dan die meeste Engelse mense, die ouer mense, lees die King James version. Maar dit is daai hogere Engels. As jy hom lees, dan klink dit of jy in 'n Romeo en Juliet fliek is, daai hogere Engels. So daar's 'n New King James version wat die jonger Engelse kinders lees. Okay. Dan is daar die verskillende kodekse. Dan as jy nog ouer gaan, is daar daai Receptus wat in die middeleeue geskryf is. Dan die woord wat ek jy moet onthou is die Septuaginta. Sy ander naam is die LXX. Maak 'n sterretjie daarby. So LXX is staan vir die letters julle weet soos daai Romeinse lettertjies. LXX staan vir 70. Kyk. So ergens as iemand vir jou sê hy gebruik die LXX as 'n bron vir sy Bybel, dan weet jy hoe daai ou is baie slim. Hy lees sy Bybel in Grieks. Okay. So as iemand vir jou sê jy lees die verkeerde vertaling, hy lees die regte een, dan kan jy van vra. So jy lees die LXX. En dan sal jy so kyk en weet jy, hierdie ou, jy weet niks van die Bybel. Kyk. Dan kry jy 'n Samaritaanse Pentateeg. Pentateeg is daai eerste 5 boeke. Maar daar's nog baie ander in die tye wat geskryf is. Ek wil julle nou net so 'n bietjie van ons oumas en oupas en ons Bybel so goed vertel. Goed. So, Gustav, ek gaan op jou pik. Sê nou maar, jy is besig om 'n opstel te skryf oor elektriese karre. Okay? En jy het nou vandag al die bronne tot jou beskikking. Watter bronne sal jy gebruik om jou opstel gou te skryf? Gaan jy by die biblioteek toe gaan en 'n boek van die rak afhaal? Nee. Nee, wat gaan jy doen? Gaan Google. Gaan Google. Wat nou? Artikels van elektrische karre sal ek ook oplees. Ja, jy het baie meer leesplek. Maar jy kan actually na 'n winkel toe gaan en vra, kan ek 'n test drive, nee? Jy kan actually baie inligting gaan versamel oor dit. Okay. So nou maak Damien 'n plan, hy sê, hy leef nou in die jaar 100 en sy universiteit sê, skryf vir ons 'n artikel oor hoe jy dink dit eendag gaan wees as daar eendag elektriese karre is. Hoe gaan jy jou bronne kry? Negatief. Gaan seker maar jou imagination wees, né? Okay.
So verstaan julle wat beteken, hoe nieter bronne jy het, hoe meer inligting kan jy gee. Ek gaan julle heeltyd vra hieroor, want mense verstaan dit nie. Dit klink weird as jy sê, hoe nieter Bybel jy het, hoe ouer is die bronne waarop dit gebaseer is. Right, dan gaan julle nog 'n paar keer vra. Goed, so ons oumas en oupas se Bybel, wat die 3353 vertaling is. Hy is gebaseer op Masoretiese teks. Okay? Masoreti, die Masorete, as julle daaronder sê, is maar net 'n ander naam vir die skrifgeleerdes. So in daai tyd was daar nie sulke boeke, fancy boeke soos ons vandag gehad het, hulle boekrolle gehad. Okay? So as hierdie boekrol nou 10 keer oop en toegemaak is, en hy begin nou kraak en skeer en nie lekker is nie, dan word hy aangepas na een van die skrifgeleerdes, wat hom moet gaan oorskryf met die hand. En hulle doen dit baie noukeurig, hulle is verskriklik mooi gewatch. Na elke lyntjie is daar soveel lettertjies wat daar moet wees, en iemand anders check dat jy weer iets gemis het. Okay, so daar sê ek vir julle, dis die standaard Hebreëse teks van die Ou Testament, wat deur die skrifgeleerdes, die Masorete, oorgedra en opgeskryf is, en bewaar is. So hulle moes hierdie goed oppas, hulle het nie wegraak. Kyk nou watter tyd het hulle dit gedoen. In die jaar 500 na Christus, tot 1000 na Christus. So wanneer is Openbaring geskryf? Wie kan onthou? Is omtrent 100 na Christus, okay? So sien julle, 400 jaar later het hulle begin om hierdie goed op te skryf en op te rol en te bære. So, hulle het in Hebreëus geskryf. Die wat nog nie Hebreëus bietjie geswat het nie, Hebreëus het net medeklinkers gehad. Okay? Nie A, E, O, E, nie vokale nie. So, as ek vir Annika in Hebreëus die woord liefde sou skryf, sou daar net 'n L, 'n F en 'n D gewees het. Nie 'n E en 'n E en 'n E nie. Okay? So as ek nou iets geskryf het met die woord liefde in, sou dieselfde hulde daar gewees het vir die liefde tussen jou en Tristan. Selfe woord vir die liefde tussen jou en jou ma. Selfe liefde vir die liefde tussen jou en jou hond. Verstaan jy? Net so kan daar verskillende woorde wees. Sê nou maar Jolande, ek skryf oor jou en Dani se verhouding. Kan ek ergens skryf oor die woord liefde? Ek kan die woord verheug oor mekaar of seksualiteit. Ek kan allerhande woorde gebruik wat by 'n liefdesverhouding pas. Maar ek kan nie noodwendig daai woorde gebruik vir 'n liefdesverhouding tussen jou en jou ma. Okay. So toe gebeur daar goeie soos mense wat kerke stig, want hulle gebruik die woord liefde tussen 'n man en 'n vrou. Hulle lees dit en hulle sê, lyk vir hulle of Jesus en Maria Magdalena 'n liefdesverhouding gehad. En daai woord liefde staan daar. As jy Tom Hanks se Da Vinci Code gaan kyk, sal jy sien die hele fliek is daarop gebaseer. So baie goeie fliek, maar die Holy Grail waarna hulle soek op die einde, is 'n kleinkind, wat 'n kleinkind van Jesus, Maria en Maria Magdalena, wat 'n liefdesverhouding. Sien julle hoe maklik kon goed verkeerd gaan, omdat jy jou eie klinkers kon insit. So hierdie ouens het gegaan, toe hulle nou tussen 500 en 1000 na Christus, toe vat hulle daai Hebreëse teks en hulle gaan sit vokale in. Sodat mens nie goed verkeerd kan lees. Dat jy die regte soort liefde, as hulle sien, hierdie woord liefde is tussen 'n man en 'n vrou, en daar moet 'n ander liefde, dan hulle daai ding gaan verander om die regte soort liefde te wees. Verstaan jy, laat dit net makliker leesbaar is. Dis maar baie soos Afrikaans homofone en homonieme. Nee? So,
As 'n ou by jou kom en sê, okay, wat is die oorspronklike regte teks wat jy moet kan lees, as jy die Bybel wil lees, dan gaan dit of Hebreëus of Grieks moet wees. As jy daai twee tale magtig is, en ek het vir julle 'n voorbeeld van die alfabet geprint, dis crazy. Ek dink daar's net 17 letters in die Griekse alfabet. Okay. So dis hoekom dit so gevaarlik is om goed uit konteks uit te haal en 'n fliek te gaan maak om te sê daar was 'n liefdesverhouding. Want dis mense wat die Bybel nie reg lees. Okay. So daar's party, sien julle 930 na Christus, 1008, daar's verskeie ouens wat goed gaan oorskryf het, bietjie makliker leesbaar, maar hulle het partykeer net dele van die Bybel so geskryf. Okay. So gaan bietjie na bladsy 2. DSS staan vir die dooie see boekrolle, die dooie see rolle. Goed, so wie van julle was al in Jerusalem? Iemand? Ons moet gaan, okay? So, daarna by die dooie see waar jy so lekker op die soutwater kan dryf, né? Is daar net sand. Dit lyk soos 'n desert. En dan was sulke hoë koppe met gate. Dit lyk of daar leeu's vir jou loer of luiperde. Daar's net sulke sand, dit soos Morawiese muurshope. Okay? Dis dieselfde kleur van 'n muurshoop, elke nou en dan is daar so gaan. So, in die ou tyd toe die mense vervolg is, het die ouens daar binne weggebring. Toe hierdie boekrolle, toe hulle sien hier kom nou moeilikheid en hierdie boekrolle gaan verwoes word. Toe steek hulle van die boekrolle in kleipotte weg en hulle steek dit daar in die grotte weg. Niemand het ooit weer daar gekarre nie. Okay, want daar's nou niks. So toe loop daar 'n klein seentjie of 'n jong seentjie wat skape en bokke en goed oppas en hy is maar soos ons seuns, hy gooi klippe rond en hy skop klippe rond. En hy gooi een van die klippe in daai gat en hy hoor net klank, daar breek iets. Hy klim toe op en gaan kyk, toe kom hy op 'n klomp van hierdie kleipotte af. Hy het 'n kleipot raak gegooi, wat geskatter het. En die kleipotte is vol boekrolle. Boekrolle van die Ou Testament. Die boek Jesaja, die boek Daniël, die boek Exodus, wat so oorgeskryf is, opgerol is en elkeen in 'n kleipot geberg is. Okay? So toe is daar nou, plek is nou afgespan, jy kan vandag gaan kyk, daar's 'n groot museum daar. Hulle het van 1947 tot 1956 het hulle al die grotte wat hulle kon kry gaan inklim en al die boekrolle uitgebring wat hulle kon kry. So dis daar in 'n museum, en jy kan dit Google ook, die Qumran, ek het dit daar vir julle geskryf, die Qumran Museum. So toe hulle daai boekrolle kry, toe kan hulle gaan kyk, die Bybels wat hulle nou vandag het, daai 19, onthou die 83 vertaling wat ons nou het, was toe nog nie daar nie, sien julle? Want hierdie een is in 1947 gekry. So hulle het net die 1933 vertaling van die Afrikaans en die King James en al die ander lande se tale gehad. Toe maak hulle die Bybel oop en hulle maak daai boekrolle oop en hulle sien, o jete, hier's goed in hierdie Bybel wat nie op die boekrolle staan nie. Wat nou? Okay? So, die boekrolle wat hulle gekry het, is ouer as die Bybel van die 33 getale. Kyk gou daar. Daar het ek vir julle geskryf. Die MT staan vir daai Masoritiese teks wat ek julle nou van vertel. Okay, op bladsy 1. Daai ouens wat dit so oorgeskryf het. Hulle het dit oorgeskryf 500 tot 1000 na Christus. Die dooie see rolle wat hulle daar uitgehaal het, is geskryf 250 jaar voor Jesus gebore is, tot 70 na Jesus. Sien julle dat dit ouer bronne is? So toe kon hulle die ouer bronne gaan vat, en teen hulle Bybel wat hulle nou het van al die oorskryf en gaan kyk en sê, wat se verskille is hier en hoekom? So in jou Bybel wat jy nou het, gaan hier plekke wees, wat ek julle nou gaan wys, wat goed nie dieselfde klink as in ouma en oupa se Bybel nie.
Maar daar gaan 'n klein sterretjie wat wees wat vir jou sê, in die vorige Bybel het dit en dit daar gestaan. Ons het dit uitgehaal, maar dit is nie in die oorspronklike teks gewees. Maar nou moet julle baie mooi luister. Dit maak niks van die Bybel ongeldig. Julle sal sien. Dis mooi goedjies wat daar. Iemand wat dit daar ingeskryf het dit vir 'n rede geskryf om dit beter te laat afsluit. Of die sin het halfpad geëindig, toe dink ek nee, ons kan nie hierdie sin so halfpad eindig. Kom ons sê net amen daarna. Laat dit daarom net klink of iets eindig. Dit verander niks aan die storie of die inhoud of enige iets nie. Dit maak net partykeer iets klaar. Nou julle sal sien, kom ons blaai gou na Matteus 6. Matteus 6 gaan ek nou vir julle wys, maar ek gaan nou vir julle net mooi vertel. Die dooie see-rolle het net betrekking op die Ou Testament. En julle weet Matteus is in die Nuwe Testament, né? Ons gaan nou 'n paar voorbeelde van die Ou Testament kyk, maar net soos wat daar in die dooie see-papiere goed gekry is, het hulle met opgrawings en goed Griekse papiere gekry, wat die Nuwe Testament ook wys, dat daar stukkies is wat nie oorspronklik in my Septuagint was. OK. So Matteus 6, as ek vir julle vra, wat staan daar? Wie weet wat is die beste deel van Matteus 6, wat jy uit jou kop uit ken? Ek weet julle ken dit uit julle kop uit, julle weet net nie waar dit staan. Soek gou 'n bietjie. Onze Vader. Die Onse Vader, dankie Tristan. As iemand jou vra, waar staan die Onse Vader? Dan onthou jy Matteus 6, OK? Van vers 9 af. Het begin eintlik by vers 5, die opskrif daar is, as julle bid. Nog 'n ding, as iemand jou langs die braaivleisvuur vra, lees jy die regte Bybel uit? En dan moet jy vir hom vra, het jou Bybel verse en hoofstukke en klinkers? As hy sê ja, dan sê jy, dan lees jy ook nie die regte Bybel uit. Jy lees ook net 'n vertaling. OK. En die oorspronklike Bybels het nie verse gehad nie, die klinkers gehad nie, hulle het nie opskrifies gehad, hulle het nie hoofstukke gehad. Dit was 'n boekrol. OK. Goed, so kyk gou mooi, hulle vertel daar van die skynheiliges en goed, en dan by vers 9 sê Jesus vir sy disippels, so moet julle bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. En daar stop hy. Is dit hoe julle hom ken? Dis waar hy gestop het. Die laaste sin was, moenie laat die duiwel ons vang. Verlos ons van die bose. Want Matteus het gevoel, dit was die belangrike dele wat hy moes onthou. So hoe eindig hy volgens ons? Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Dis nie deel van die oorspronklike teks, alhoewel ons dit ken en ons dit sing. OK? So, sien julle hier onder is 'n sterretjie. Gaan net so 'n bietjie af, voor daai dubbellyntjie. Daar 'n sterretjie wat sê 6 vers 13. Sommige manuskripte bevat ook die afsluitingsformule. Aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. So as jy jou ouma en jou oupa se 33 vertaling gaan haal, sal jy sien hierdie stukkie is daarby. So hoekom, Annika, dink jy sou dit daarby gewees het as dit nie in die oorspronklike teks was? Kom ek wys vir jou. Ons werk ons nou in Openbaring. So gaan Openbaring 15. Onthou nou ek het vir julle gesê,
Openbaring is omtrent, of ek het nie gesê nie, julle kan dit lees hiervoor in Openbaring ook. Openbaring is so 9500 na Jesus geskryf. Kyk, ja, ouma se Bybel is nog 400 jaar later geskryf. Kyk, in daai tyd, as jy in die kerk was, of jy het by mekaar gekom onder 'n boom, of jy het gebid vir iets, het jy 'n sekere manier gehad hoe jy het jou gebed afsluit. En, hoekom het hulle dit so afgesluit? Want hulle het dit hier in die Bybel gelees. Blaai bietjie na 5 vers 13. Ons gaan nou volgende keer bietjie deur die hele 5 lees, maar hier is 'n lied wat die engele en almal daar in die hemel sing. Hulle loof die Here en hy klink so. Die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde, en onder die aarde en op die see, ja alles wat daar is, het ek hoor sê. Aan hom wat op die troon sit en aan die lam, behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid. En die 4 lewende wesens het gesê, Amen. En die ouderlinge het gekniel en God aanbid. Sien julle? Dit was 'n manier van eer betoon. So, toe Johannes in die hemel 'n kykie kry, toe hoor hy, dis hoe die engele hierdie loflied afsluit. Hulle sê, aan God behoort die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. En die engele sê, Amen. So, Johannes, hulle en almal het van daai tyd af as hulle vir die Here wil aanbid, daai sinnetjie aan die einde gesê. So toe die ouens besluit, hulle gaan nou vir ons ouma en oupas daai vertaling skryf. En Matteus besluit, hy eindig hierdie ding met van, maar lei ons nie 'n versoeking nie, maar verlos ons van die bose, en daar stop hierdie gebed. Sê, nee, kan nie wees. Kom ons sluit hom mooi aan. En hulle sit daarby. Want in U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Het dit enigiets aan die gebed verander? Het hulle iets regtig weggevat of dat niks aan die kruks van die saak verander nie? Hulle het dit net singbaar gemaak. OK? So, nou is al mense wat 'n hele kerk gaan stig het, want hulle sê, hulle kan nie saam met ons uit hierdie Bybel uitlees nie, want ons het 'n stuk van die Onse Vader reg. Hulle lees nie hierdie Bybel. En daar's baie. Dis nie net bietjie nie, daar's baie van hulle. OK. So, ek het vir julle op daai ekstra lyspapiertjies, het ek vir julle klomp klein goedjies gesit. As julle kyk gou-gou op bladsy, kom ons gaan na bladsy 15. Daar is die voorbeelde van die Ou Testament, maar daar's nog heel wat. Maar julle sal sien, dis die kleinste goedjies. So die verskil, kom ons kyk daar by Jesaja 21. In Jesaja 21 vers 8 het jou ouma en oupa se Bybel het gesê, en die leeu roep. Toe kom die mense van ons Bybel, die 83 en sê, daai medeklinkers wat vir leeu gebruik word, kan dieselfde wees as die woord wag wat wag staan. So hulle het dit gaan verander na die woord, die wagroep. Maar toe hulle mooi gaan kyk na die dooie seeskraals, daai hy aan 'n wag wat korrek is. Die leeu was waarskynlik 'n kopieer van. Sien jy? So iemand het gestaan en waak, whether dit nou 'n leeu of 'n wag was, daar is gewaak, iets is opgepas. Die leeu het die skape opgepas, of die wag het gestaan en die skape geop. So die kruks van die saak is, daar is iets opgepas. Maar die woord het foutief net deurgekom. Daar het niks aan die storie verander. Maar toe hulle mooi op die dooie seeskraals gaan kyk, wat daai goedjies nie ingestel was nie. Toe sien jy, nee, dit moes eintlik die wag gewees het, en nie die leeu. OK, so daar sulke klein goedjies. Hieronder, kyk daar by Psalms
vers 13 het nie 'n tweede helfte gehad. 83 het as gevolg van die dooie Sea Scrolls dit bygevoeg, want oorspronklik het gestaan, die Here is getrou in alles wat hy sê. Daar's niks verander aan die storie. Dis net die ou wat bevestig het, dat dit wat die Here sê is altyd so. Hy bly getrou. Dis wat die dooie Sea Scrolls gesê het, en hierdie ouens het dit misgeskryf toe dit. So verstaan jy, dis nie nodig om 'n nuwe kerk of 'n nuwe geloof of 'n nuwe ding te gaan stig oor die klein goedjies wat verskil. En oral in jou Bybel, as daar verskil is, sal daar 'n asterisk wees en sê, dit was daar. Dis nie 'n geheimsinnige ding van iemand wat die Bybel kom verander het, stilletjies in die nag om jou nou te bevaak. Verstaan jy? So daar's 'n paar goedjies van die Ou Testament. As jy nog blaai na bladsy 7 toe, is daar 'n paar van die Nuwe Testament. Die eerste enetjie wat daar bo is die Matteus, ene wat ons nou gedoen. By Matteus 17 kan jy sien, daar staan 17 vers 21, maar hierdie geslag gaan nie uit behalwe deur gebed en vas nie. Kom ons blaai, ons is mos nou naby Matteus. Blaai gou na Matteus 17 vers 21. Kyk bietjie of jy in jou Bybel Matteus 17 vers 21 kan kry. Kom Stefanie, lees vir my vers 21. Is hy daar? Ja, jy nou eindig by vers 20, né? Ja. So gaan nou net met jou vingertjie bietjie onder toe, net bo in daai lyntjies, dan staan daar. 17 vers 20. Sommige manuskripte voeg 'n vers 21 by. Maar hierdie goed kan net deur gebed en vas uitgedryf word. Nou onthou julle, ek het vir julle in die begin gesê, Matteus het die boek Markus in sy hand gehad, toe hy Matteus geskryf het. Lukas het ook Markus in sy hand gehad, daai boekrol van Markus. Markus was eerste geskryf. So Markus het dit geskryf, toe besluit Matteus, die ouens wat die boek gekop het, daai stukkie hou hulle van wat Markus geskryf het, hulle gaan dit hier byskryf. Want dit gaan oor dieselfde storie, en daai stukkie is vir hulle mooi. Kom ons skryf dit by. Maar in die oorspronklike boekrol daar in die grot, het dit nie by Matteus ook gestaan nie, dit het net by Markus gestaan. So dit is die waarheid, want Markus sê dit, vlaai gou na Markus 9 vers 29. Die opskrif van daai stukkie wat ons nou moes gelees het, was Jesus maak die seun gesond. So wat is die opskrif by Markus 9? Op vers 29. Markus 9 vers 14 se opskrif is, Jesus maak die seun gesond. Sien julle, dis dieselfde gelykenis. En hieronder, vers 29, hy het vir hulle gesê, hierdie goed kan nou met niks anders as met gebed uitgedrywe word. As julle 'n bietjie daai twee stukkies gaan lees, is dit die disippels wat gekom en gesê, hoekom kry ons dit nie reg om hierdie ouetjie gesond te maak? Toe sê die Here vir hulle, hierdie kan net deur gebed gebeur. Jy moet bid vir dit. Kan dit nie uit jou eie doen nie. Jy het gebed nodig om hierdie miracle te doen. En toe Matteus die stuk gaan oorvertel, toe sê ek, ja maar, toe leers die ou dat hy sê, ag Matteus, jy het nou weer net vir ons die helfte gegee. Sluit dit nou net ordentlik af. Toe gaan skryf die ou die laaste stukkie ook by. Verander niks aan die storie. Okay. So sien julle hoe is goedjies tussen die twee vertalingsverskille. Daar's niks funny about it. So daar is vir julle 'n klomp stukkies in Markus. As jy omblaai is daar ook 'n paar stukkies in Handelinge.
Ek weet nie of julle blaai sommer gou aan. Dis Matteus, Markus, Lukas, Johannes, dan kry jy Handelinge. Onthou, Lukas het ook Handelinge geskryf. So Lukas het ook Markus se boekrol gehad, toe hy sy boek geskryf het. Hy het gekyk wat het Markus geskryf, en so het hy al die mense gaan vra, is dit regtig so? Toe skryf hy ook hierdie stuk neer. So kom ons gaan kyk, wat een wil julle kyk? Kom ons kyk Handelinge 15 vers 34. Die opskrif van daai stuk gaan oor die besluit van die vergadering. Kyk, daar het nou 'n klomp nonsens in die kerk gekom, en nou sê hulle, ja, ons moet 'n vergadering hou, dat ons kan besluit hoe gaan hierdie goed werk. Kyk, so vers 34, lees bietjie vir my vers 34, kom Gustav, was jou Bybel. Wie staan? Damien, lees vir my vers 34. Maar hoe nou? Daar is 'n vers 33 en 'n 35. Kan hulle nie tel? Hi Jolande, het jy 'n 34? Het jy dit al ooit agtergekom? Nee. Nee. Maar as jy nou iemand wou bewys dat die boek 'n klomp nonsens is, dan sou jy nou gaan soek het wat se foute is in die boek. En jy sou gesê, o, jette, die ou kon nie tel. Kyk nou, hoe kan jy in die boek glo as die ou wat hom geskryf het nie eens kon tel? So my boek sal julle sien het in pink daar geskryf, vers 34 is weggelaat, met 'n sterretjie by, en dan sou ek verwys het daaronder waar jy kan gaan lees, hoekom is vers 34 uitgelaat? Kyk. Goed, kom ons kyk. Handelinge 34, as julle op julle papier gaan kyk, ontbreek in die hoofteks, met ander woorde in die dooie skreeus, nie dooie seeseskraals nie, onthou nou, die dooie seeseskraals het net met die Ou Testament. Maar ou opgrawings van Griekse stukke, toe hulle hom oopmaak, dis nou, o, gas, maar hierdie stuk is glad nie. Lukas het dit gaan byskryf. Nou wat staan daar? Daar het gestaan, maar dit het Silas behaag om daar te bly. Silas het daarvan gehou om daar te bly. Maak dit enige verskil aan hierdie vergadering? Het hy enige van die vergadering se reëls nou verander? Het hy gesê, Jesus het nie opgestaan nie, of die kerk moet dit doen? Nee, hy het net 'n opmerking gemaak van, of het was vir Silas lekker om daar te bly. Dit is vir Gustav lekker om daar te bly. Hey, dit moes nie daar gewees. Dit is vertel hulle dit uit. Kijk, dit verander niks aan jou goed nie. Ek bedoel die ander manier bewus nie. Want dan sou hulle gesê het, jy het aan die teks gaan verander. Jy het iets uitgelaat, jy het die nommertjie aangeskuif sodat dit nie sigbaar is dat daar iets weg is. Jy wou iets verbloem. Kwaad. Dan nie die vraagie. So met ander woorde, baie van die mense, wat ek daar voor in my Bybel studie byvoorbeeld gehad het in die verlede, dan sal hulle byvoorbeeld al die vertalings maak en met almal vergelyk het so aan. So met ander woorde, dis nie eintlik nodig nie. Ja, want nie een van daai vertalings is die oorspronklik verstaan. Yes. Maar dis die beste manier om Bybelstudie te doen. Yes. Maak al die vertalings oop wat jy kan lees. Anders gebruik Google, né? Of jou Bible app. Ek meen jy kan al die vertalings op jou Bible app gaan kry. Want dan kry jy almal se insigte. En dan kan jy maklik sien of die ou op die preekstoel die stuk reg interpreteer het. Onthou, 'n dominee op 'n preekstoel kan ook 'n fout maak. Ek meen as hy nou in die jaar 600 'n preek gedoen het oor hierdie storie. En nou doen 'n preek daaroor nadat daar nuwe opgrawings in Jerusalem gebeur het. En die ou kan van die preekstoel af sê, hoorie, ons hoef nie te wonder hieroor nie. Hier's 'n nuwe stuk wat hulle opgegryp. Hier's 'n bewys dat dit regtig so is. Dit gaan 'n heel ander preek wees. En as jy op die documentaries gaan kyk van daai opgrawings wat hulle nou in Jerusalem. Ek meen in 2015 toe ons daar was, het hulle 'n skip, een van daai hele skuite waar Jesus se ouens gesit het in die modder uitgegrawe. Om presies te sien die mates en die goed is dieselfde as die Bybel sê. Dis amazing die goed wat hulle daar
plekke waar hulle gedink het Nero miskien kon gewees het. Nou met al die grou en die stoffies en die kwassies, kry hulle 'n muntstuk met Nero se kop. Dit bevestig net uit 'n buitebybelse opgrawing dat die Bybel die waarheid is. So daar's soveel mooi. Maak al jou Bybels oop, al jou vertalings, dan sal jy sien. Maak nie saak of hierdie ou nou hou jy daarvan om daar te bly of nie. Die kruks van die saak is dieselfde. Goed. As jy die apokriewe boek oopmaak, sal jy sien. Something's cooking here. Iets voel nie lekker nie. Jy kry soms so die goue draad van God se storie met sy mense is nie daar. OK, dis die verskil. Jy kan al hierdie boeke lees. Jy kan ewen vir 'n chat gaan vra of jou Bible app. Sê vir hom, gaan gee vir my Handelinge 15 vers 34 in die Septuagint Grieks en vertaal hom direk in Afrikaans sodat ek kan sien wat staan. Ek gaan dit vir doen. En dan kan jy self gaan sien, is dit wat ek in my Bybel lees en dit wat die Griekse ouens daar geskryf het, is dit dieselfde. Dis amazing. Dis hoekom oom Henkele nou is hulle met hulle iemand goed met Grieks werk. Hulle noem dit 'n Bible Hub. Jy gaan sit jou stuk wat jy nou het daarin en jy sê, gee vir my die oorspronklike Griekse teks en hulle ontleed hom van daar af en kyk of die preek wat hy nou kon uitwerk ooreenstem met die bedoeling wat daar was toe ek skryf. So is daar verskonings vir julle om in die hemel eendag te kom en sê, nee, ek het nie dit geweet. Nee, ek het hierdie gedoen, want die oom op die preekstoel het gesê, dis hoe ons dit doen. Nee, want ons het alles tot ons beskik. En onthou, niks van hierdie wat ek vir julle sê, het iets met julle saligheid uitdoen. As jy glo Jesus vir jou gesterf, jy bely dit met jou mond en jy glo dit in jou hart, gaan jy hemel toe. Maar sulke klein goedjies maak dat mense 'n lelike goed doen wat hulle uit die hemel uit gaan hou. As hulle dan voor die poorte staan en sê, nee maar, dis hoe dit is. Ek het besluit, dis hoe dit is, want dis hoe my kerk glo. Hulle het nie 'n verskoning nie, want hulle het vandag alles tot hulle beskikking om dit self te gaan ondersoek het. En as jy in 'n kerk of in 'n selgroep of iets sit waar iets nie lekker is nie, gaan die Heilige Gees in jou krap, soos ek jou nou gesê het, jy gaan voel wanneer jy 'n apokriewe boek lees. Iets gaan net nie lekker wees. Dis soos wanneer jy vir 'n game uitdra van jou, die ou wat die calls moet maak vir die move wat jy moet doen is nie daar nie. Jy voel iets is missing. Die Heilige Gees sê jou. En dis wat julle net nou gesê het. As jy die Bybel lees, as ek nou, wat se taal, Egipties praat, en ek kom vandag hier en ek sit hier tussen julle. Ek verstaan nie 'n woord Afrikaans. En die Here wil vir my iets sê. Sal die Heilige Gees, ek wat Suzette se woorde verander, in daai ou van Egipte se ore, dat hy verstaan wat hy hoor. Want ons almal praat dieselfde taal, God se taal. Dis een Heilige Gees in ons almal se lyfies. Hulle gaan nou sien as ons Openbaring 5 doen. Daar staan, Jesus, die lam staan voor die troon, en hy het op sy kop, is daar 7 horings en 7 oë. Want verduidelik die Bybel homself, blaai sommer gou gesien. Openbaring 5. Kom weer sien het eerste raak. Vers 6. Goed. 5 vers 6, bladsy 2001. Toe het ek voor die troon, wat omring was met 4 lewende wesens, tussen die troon en die ouderlinge, 'n lam sien staan, die een wat geslag is. Onthou nou, dis Jesus, né? Hy het 7 horings en 7 oë gehad. Hier sê die Bybel vir jou, wat is die 7 oë? Die 7 oë is die 7 geeste van God, met ander woorde, die volgetal van die Heilige Gees, wat oor die hele aarde uitgestuur is. Is die Heilige Gees daar by Jesus in die hemel? Nee, daar is net 7 oë wat hom verteenwoordig. Waar is die Heilige Gees? Hier, op die aarde. Hy verteenwoordig alles wat God sien.
Dis hoekom God oral kan sien en oral kan weet. So as hy in my en Jolandi se harte is, en ons is Christene, ons glo in Christus, en ons twee praat verskillende tale, gaan ons geeste vir mekaar sê, ek's lief vir jou, ek kan 'n pad saam met jou stap. Ons is van dieselfde stofasie. En jy kan dit gaan toets. Vra maar voor my, as ons in België op die bus klim, dan kyk ons so terwyl ons loop, dan kyk iemand ons so, en sê, in hulle afgebroke Afrikaans, sê Christen. En sê ons, ja, sê hulle, kan dit in jou oë sien. Jy voel dit aan. Toe ons in Macedonië in die mark gaan loop het, dan loop iemand aftree, dan kry jy so rilling soos wanneer jy hoendervleis kry, en jy voel ongemaklik, jy voel of jy so vier as jy so omkyk, dan voel jy jou bots jou gees met die ou hier agter jou, wat net boosheid in hom het. Ek het nog nie so iets beleef nie. Mens dink dit gebeur net in die movies. So dis hoekom die Here sê, dis een gees. 'n 3-jarige kind kan vir jou iets kom sê, en jy sal weet, ek en jy het dieselfde gees in ons. Kyk maar daar tussen die kindertjies waar jy werk. Jy kan sommer Jesus se liggie in hulle oë sien staan. Ja. So as jy jou Bybel oopmaak, dis hoekom ons sê, jy kan jou Bybel oopmaak en hom 20 keer deurlees. As jy nie die Heilige Gees by jou het nie, kan jy niks verstaan wat is. Jy gaan sien, hier's 'n vers missing. Hierdie boek is 'n lot of crap. Dis wat jy gaan sien. As jy die Heilige Gees by jou het, gaan hy vir sê, man, jy's net verder. Die boek verduidelik homself. Kyk net mooi. Vra iemand, totdat jy happy is. Okay. So dis hoe jy met julle boeke moet omgaan. Nie bang wees nie. Niemand kan langs die braaivisvuur vir jou iets sê nie. Jy gaan dalk nie dadelik die antwoord ken, maar sê van, gee my net 'n kans, ek kom ander dag. Ek gaan dit ondersoek en ek kom terug na jou. Moenie begin babbels of kwaad word of sê net, ek hoor jou, ek kom terug na jou. Dis dalk 'n ongelooflike manier om 'n gesprek aan die gang te hou vir iemand te sê, weet ek het gehoor wat jy sê, maar hier is die waarheid. Okay. En julle kabouters wat nog nie die Bybel app op julle fone het nie, vir free app, gaan download hom. Hy's so 'n breinblokkie. So jy kan enige tyd op hom klik, dan sê jy, hierdie vers wil ek lees, maar ek soek hom in hierdie vertaling. Dan kyk jy. Dan gaan jy weer, selfe vers, ander vertaling, lees hom. Dan sien jy of jy hoe verskil het. Okay. Happy? Enige vrae? Goed, ons maak dit iewers. Ag Here, dankie dat niks vir ons verborge was. U het beloof, dat toe u op die aarde was, het u vir ons alles kom sê wat altyd verborge was. Die goed waaroor Daniel gedroom het gaan gebeur, het u vir ons alles kom verduidelik. Toe u opgevaar het hemel toe, het u vir ons die Heilige Gees hier gelos, om enige vrae of onduidelikhede vir ons te sê. U het die woord hier gelos as 'n trooster, waarin ons kan gaan lees ewen van die eindtye. En al waar dit op neerkom dit, as ons in u glo, het ons niks om te vrees nie. Dankie vir so 'n groot stuk vrede en genade. Mag ons altyd dankbaar wees vir al die liefde. Amen.